Kyk, ek dink die eerste aktiwiteit is natuurlik 'n effektiewe kommunikasiestrategie. En wat ons oor die laaste dekade of so gedoen het, is om te kommunikeer en te bepaal wat wil mense hê. En 'n uitstalling is vir my 'n briljante medium van kommunikasie. Ons sal vir mense vra, jy weet, wat dink julle van die uitstallings? Wat wil hulle hê in die uitstallings? Want dan spreek ons natuurlik die gesaghierargie aan. Ons het nie 'n kurator wat besluit, jy weet, wat goed vir die mense is nie. Ons kyk, weet, wat gebeur binne ons omgewing. So is 'n bottom-up approach, benadering. Dit is so bijvoorbeeld hoe die Bouwers uitstalling begin is in my tydperk. Kyk, daar was altyd klem gewees en ek dank vir Jan van Wyk. Ek dink hy is fenomenaal, jy weet, hy was 'n visionêr gewees. Jan maak my lewe verskriklik makliker, hoor. Ek belowe dit dat hy versienend was. Ek sal later 'n bietjie daaroor uitbrei, maar wat my einde van die dag is, en ek het gevra, altyd gewonder, okay, goed, ons almal ken van Jan van Wyk, jy weet, dit is goed gedokumenteer. 2 Mei vier ons Jan se verjaarsdag elke jaar, en dit is so goed gedokumenteer, maar wie was die ander mense gewees? Wie was die staalvleggers gewees? Wie het gewerk met die beton? Wie was die ingenieurs gewees? Wie die salarisse betaal? En ons het begin 'n mondelinge oorlewingsprojek en ons te geïdentifiseer individue wat as jong mense op hierdie terrein gewerk het. En as 'n hele aantal is oor 'n hele soort van spektrum is onderhoude mee gevoer. En wat ons vasgestel het, is dat die Taalmonument se terrein, die bouterrein, het 'n multikulturele, veeltalige omgewing geraak. Want daar was trekarbeids gewees uit die destyds tydslande uit. Ek dink dit al die tale wat gepraat was. En so aan, jy weet, van oral oor het hier by mekaar gekom. En wat ons gedoen het, ons het 'n uitstalling, reisende uitstalling daaroor gebou, en ons het natuurlik vir daai mense ook die lewenslange toegang, ons hulle paspoorte gegee vir hulle en hulle metgesel of hulle eggenoot, hulle partners, het ons vir hulle gesê, julle kan vir die res van hulle lewe die monument besoek. So dit is, uitstallings is een. 'n ander is natuurlik, jy weet, 'n werkswinkel soos fotografie, skerp skryf, kreatiewe skryf, dan doen ons boekerstel kursusse, ons doen sterrekyk pikniks, ons doen maandag pikniks, ons doen musiekkonserte. Musiek is natuurlik 'n universele taal. En dis nie musiek vir 'n sekere tipe nie. Ons kyk na die hele breë Afrikaanse spektrum en dan probeer ons daar by daai behoeftes aanpas. En ek dink dit op sigself. So andersins, jy weet, elkeen kom sy eie behoefte aan die monument. Vir een persoon sal dit sê, hoorie, so, dis my taal, dis my identiteit, jy weet, ek vereensalwig daarmee. Vir 'n ander persoon sal dit sê, okay, goed, ja, dis dit daai monument in die berg, jy weet, dit is mooi, dit is futuristies en so aan, maar jy weet, ek soek iets anders rondom dit. Ek kom vir 'n ander tipe van besoekerservarings. So ons probeer die besoekerservarings ook so divers as moontlik hou, sodat mense op ander maniere bekendgestel kan word aan die monument. Toe ek in 2016 oorgeneem het ek gesê, die instelling, en baie keer praat ons niet van die monument, maar ons het 'n museum ook. Die instelling, die Afrikaanse Taalmuseum en Monument, kan dien as 'n soort van 'n kulturele fasiliteerder, deur kwessies aan te spreek, gemeenskapskwessies aan te spreek, sosiale kwessies aan te spreek, en natuurlik. Maar ons mandaat, weet, is die bewaring van Afrikaans, om die storie van Afrikaans te vertel. En dit is vervat in ons uitstallings, en natuurlik in die simboliek, vasgevang in die simboliek. Maar soos jy sê, ons kan nie stagnant bly nie, ons moet vorentoe kyk. En permanente uitstallings en versamelings moet voortdurend, dis is habitatte wat ontwikkel moet word, dit bestuur word en dan moet dit teruggesnoei word. So voortdurend kyk ons na geleenthede om by te voeg by ons uitstallings, om by te voeg by ons versamelings. En om hierdie rede die laaste 3 dekades is ons besig om te kyk na amper sê die miskende en vergete geskiedenisse van Afrikaans. Ons het vir 10 jaar het ons gearbei in die Noord-Kaap, waar ons die Afrikaanse onopgetekende leefwêrelde van die Afrikaanse mense opgeteken het. En op so 'n manier het ons aandag gegee
aan die optekening van die Gariep Afrikaans of Oranje Rivier Afrikaans, wat ook vir baie jare nagelaat was. Dan het ons die Arabiese Afrikaanse werkswinkels wat ons gereeld aanbied. En dit is deel van ons taal-herlewingsprojekte. Want Arabiese Afrikaans is een van die eerste vorm van geskrewe Afrikaans in Arabiese skrif. En interessant is nou op die 20ste het ons die voorreg, jy weet, wat som uit die provinsie uit die Weskaap uit. En ek wil baie keer vir mense sê, onthou ons is 'n nasionale entiteit. Ons is nie 'n Parels entiteit of 'n Weskaap entiteit, ons is 'n nasionale verklaarde instelling. So ons gehore is nasionaal. En in die tyd van Noordwes Universiteit het ons gevra om die Arabiese klas vir hulle taaldepartement te kom aanbied. So daai Arabiese die taalherlewingsprojek kry ook nou vlerke. En dan so ons is voortdurend besig om te snoei, aan te pas en in te bring. En ons moet op hoogte bring. En ons tydelike uitstalling het baie gefokus op die gedeelde wortels van Afrikaans.